Martie van Wyk. Lig op verhoudings, Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Kom ons hoor wat sê sy. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Ons praat vandag weer verder oor geld praat, liefde luister. Die reeks waar ons kyk hoe geld verhoudings raak en hoe liefde en geloof ons help om dit met wysheid te kan hanteer. Tot dusver het ons gepraat oor geldgeheime, geldpersoonlikhede, gesonde maniere van risie maak en gesamentlike doelwitte. Vandag gesels ons oor iets waarmee baie paartjies stilweg sukkel. Wat gebeur wanneer een persoon meer geld verdien as die ander? Want die verskil in inkomste gaan nie net oor syfers nie. Dit raak identiteit, selfvertroue en soms selfs ook beheer. Willem, in sekere huwelike verdien die man 'n groter salaris en in ander huwelike verdien die vrou 'n groter inkomste. En selfs in tye vandag nog is daar baie huishoudings waar een ouer by die kinders bly terwyl die ander een werk. En al dra albei by tot die huishouding, voel baie paartjies steeds die spanning. Dan gebeur dinge soos, omdat ek meer verdien, besluit ek in die huishouding. Of omdat jy meer verdien, voel ek minderwaardig. Of omdat ek nie verdien nie, voel ek te skuldig om iets te vra. Willem, hierdie onuitgesproke druk kan die vertroue, die verhouding en die intimiteit beskadig. Tensy ons leer om ons inkomsteverskille te hanteer met eer, vennootskap en genade. Geld bly maar 'n emosionele saak. Die een wat meer verdien kan voel, daar's groot druk van verantwoordelikhede op hulle skouers. Of die persoon voel dalk geregtig om die beheer oor te neem. Die ander een wat minder verdien kan voel dat hulle onseker is, of hulle het 'n gevoel van afhanklikheid of minderwaardigheid. Die feit bly staan, wanneer geld 'n maatstaf van waarde word, lei die verhouding. Die Bybel herinner ons in Romeine 12 vers 10, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eer aan mekaar bo jouself. Met ander woorde, eer beteken ons sien waarde, selfs wanneer salarisse nie dieselfde is nie. So Willem en liewe luisteraar, hier is 'n paar ongesonde patrone waarvoor jy kan oplet. Die vyand gebruik ongelykheid om paartjies te verdeel. So kyk gerus uit vir hierdie volgende gevaartekens. In die eerste plek, beheer. Die persoon wat meer verdien, maak soms al die finansiële besluite, want hulle voel, dis my swaar verdiende geld. In die tweede plek, kyk uit vir 'n toestemmingskultuur. Die een wat minder verdien, voel soos 'n kind wat altyd moet sakgeld vra. Liewe luisteraar, en in die derde plek, wees versigtig vir wrokkigheid of bitterheid. Die persoon wat meer verdien, voel soms misbruik, terwyl die ander persoon voel soms geoordeel omdat hulle nie genoeg verdien nie. En dan in die vierde plek, waak maar teen stilte. Soms is die manier hoe ons dinge hanteer om sommer net stil te bly binne in onsself. Maar onthou, stilte bou mure. Byvoorbeeld, Karen verdien meer salaris as Leon. Sy begin om al die geldbesluite te neem. Daarteenoor het Leon magteloos gevoel en as gevolg daarvan het hy sommer net ophou praat. Oor tyd was hulle nie net finansiëel verdeel nie, maar emosioneel ook. So hoe lyk die Bybelse perspektief oor hierdie saak? In God se ontwerp is 'n huis 'n span.
Sommige van die spanlede bring inkomste in. Sommige dra by tot die kinderopvoeding, of tot die bestuur van die huishouding, of tot emosionele ondersteuning. Party dra by tot gebed, ander dra by tot stabiliteit. Almal lewer 'n bydra. Alles het 'n waarde. Ons almal ken die bekende gedeelte in Spreuke 31, wat die vrou prys vir haar werk, wat die vrou prys omdat sy belê, haar huis bestuur en ook voorsien. Maar Willem en liewe luisteraar, die skrif sê nooit, waarde is gelykstaande aan salaris nie. Die Bybel sê wel, 2 is beter as 1. As 1 val, help die ander hom weer op, soos Prediker 4 vers 9 tot 10 ons herinner. God se visie is vennootskap en nie mag of beheer nie. So Willem, ek wil weer vandag 5 punte noem om vir die luisteraars 'n bietjie leiding te gee oor hoe om inkomsteverskille met liefde en wysheid te kan hanteer. In die eerste plek wil ek voorstel, maak geldbesluite saam. Selfs al verdien een meer, het albei 'n stem. Dit bou respek en dit bou eenheid. Die tweede wenk wat ek wil gee is, maak een spanbegroting. Nie sy geld en haar geld nie, maar ons geld. Verskillende inkomste, maar met dieselfde doelwitte. In die derde plek, erken elkeen se bydraes. As een by die kinders is of die huis bestuur, dis ware werk met ware waarde. Sê dit dan hardop vir mekaar. My vierde wenk is, waak daarteen om nie geld as mag te gebruik nie. Om rekeninge te betaal, maak jou nie die baas nie. Liefde lei, nie geld nie. En in die laaste plek, my 5de wenk is, beskerm mekaar se waardigheid. Moet nooit sê, jy verdien nie, so jy besluit nie. Dit breek harte en verhoudings. Liewe luisteraar, en dan my praktiese wenk vir vandag is, maak vasgestelde persoonlike sakgeld vir elkeen. Geen skuldgevoel, geen toestemming nodig nie. Liewe luisteraar, en ek weet daar's nou sommige paartjies wat dink, ja, dis ons kry swaar hiermee. So hoe bewerkstellig 'n mens genesing waar beheer alreeds seer gemaak het? Hierdie is hoe jy dit doen. Praat eerlik en sag oor hoe inkomstegapings jou laat voel het. Dan erken en gee erkenning aan die seer. Onthou, 'n verskoning herstel die waardigheid. Herbou dan gelykheid in besluitneming en in die begroting. En bid saam vir eenheid en vir nederigheid. Efesiërs 4 vers 2 tot 3 sê, wees nederig en sagmoedig, wees geduldig en verdra mekaar in liefde. Doen alles wat julle kan om die eenheid te bewaar. Onthou, eenheid is 'n keuse. Liewe luisteraar, ek wil afsluit deur jou te bemoedig. Geld mag nooit bepaal wie meer werd is as 'n ander in 'n huwelik nie. God meet nie waarde in rande, salarisse of betaalstrokies nie. Hy sien jou hart, jou diens, jou opoffering en jou liefde. Of jy nou baie of min of niks verdien in hierdie seisoen nie, jy maak saak. Jou bydra tel. Jou stem is belangrik in die toekoms wat God in julle huis bou. Wanneer geld praat van mag, luister liefde en kies eer. Baie dankie vir die geleentheid, dankie dat u ingeskakel het om te luister. Tot volgende keer groet ek u. Totsiens.